Die Here was my op soveel terreine so goed, ek sal julle die res van die dag kan besig hou, maar dit wil ek nie doen nie. Maar op 'n stadium, die eerste week in Johannesburg se hospitaal, kom ek op Hildegard van Bingen af, wat 900 jaar terug geleef het, en ongelooflike goed gesê het, ek beleef het, en als vir haarself gehou het, en op 'n punt toe sê iemand van, maar jy kan nie, of die Here, sy het net gehoor, maar die Here sê van, jy kan nie hierdie goed net vir jouself hou nie. En toe begin sy dit deel, laaste stukkie van haar lewe, en daar het baie wonderlike goede uitgekom, boeke, en ek weet nie wat se goeders als nie, liedere, maar sy sê hierdie ding, I choose to rejoice in God, as the doctor of the desperate, and the wonder of being alive today. I choose to rejoice in God. Elke dag, as die een wat daai dag vir my gee, en dit het my tweede slagspreuk geword. I choose to rejoice in God. Die eerste een was, die volgende tree is belangrik. Jesus moet daarin 'n rol speel. En hierdie een is, I choose to rejoice in God. Beplan dit, staan vroeër op, doen enige iets, dis die moeite werd, om jou mindset reg te kry elke dag. Want jy bepaal jou mindset. Met baie respek, ons dink ander ouens doen dit en omstandighede doen dit. Jy doen dit. Jy kies elke dag. En as jy dit gekies het, kan ek getuig nou, dan kan hulle maar wat vir jou sê vandag. Dis oké. Want God is in die volgende tree.